weer 'n keer by die Koffiekerk. Die tema is nou hierdie keer die vreemde ding van sonde. En soos wat Prof Jaco gesê het by die toe hy die afkondigings hanteer het, dis nou maar 'n ding waaroor 'n ou seker op 'n stadium 'n bietjie meer moet vra of meer moet saampraat of meer moet dink, want dit is 'n woord wat ons oor en oor gebruik. En ek wonder hoeveel keer ek in my lewe as predikant al mense gehad het wat gevra het, is dit nou sonde? En dis nie so maklik en eenvoudig om dit net so te antwoord nie. So ek het so bietjie agtergrond gaan bymekaar maak, en ek dink as ons eers daarna bietjie kyk daarna, dan as jy 'n vraag wil vra of 'n bydrae wil maak of wat ook al die geval, en my kollegas wat ook nou hier sit, Lise Marie en Jacob, baie dankie dat julle hier is. En dis eintlik meer 'n gesprek as wat dit nou 'n formele aanbieding is. Die klein stukkie formele aanbieding is net gewoon inligting. Kom ons kyk nou daarna. Jy sal nou saam met my lees, die Ou Testament gebruik verskillende woorde om die saak wat met sonde en sondig te doen het, weer te gee. So hulle gebruik die woord, jy kry die woord sonde in die Ou Testament, maar dan, wanneer die saak beskryf word, gebruik die Ou Testament die woord misdryf, misdaad, oortreding, ongeregtigheid, boosheid, kwaad, nou kwaad nie soos in die emosie kwaad nie, maar kwaad soos in die verkeerde ding doen. En dis 'n klomp woorde. Nou daar veral 4 Hebreëse woorde wat belangrik is, en vergewe nou maar, ons probeer nou nie geleerd klink wat ons nou nie noodwendig is nie, maar die 4 begrippe kom daarin ooreen dat hulle sogenaamde aktiewe begrip is. Nou die aktiewe begrippe is bedoelende, dit is goed wat 'n mens doen. Dit is goed waarby jy betrek word. Dankie, Frikkie. Die eerste woord wat die meeste in die Ou Testament voorkom, die Hebreëse woord is gata. En gata, die werkwoord is om te sondig, en dan die byvoeglike naamwoord is sonde. Nou in die gewone lewe, want die woord word ook in terme van die gewone lewe gebruik sonder dat dit na sonde verwys, beteken gaat daar om te mis. Byvoorbeeld in Job 5 vers 24 sal jy ondervind dat jou woonplek, dit staan so letterlik, jy sal ondervind dat jou woonplek veilig is. Jy sal jou weiveld besoek en niks mis nie. Dan gebruik hy die woordjie gata. Nou daar praat Job van die sorg van die Here en hoe dat jy as jy op die Here vertrou, dit sal ervaar. Spreuke 8 vers 35 en 36, daar staan wie my vind. Nou dis interessant, in die Spreukeboek is die my altyd die wysheid. En vir ons is die bron van wysheid God. So wie my vind, vind die lewe self en geniet die guns van die Here. Maar wie my nie wil vind nie, my wil mis, doen homself skade aan. En nou sal jy weet, die hele Spreukeboek handel oor die ding van wysheid, om met wysheid te leef. Spreuke 19 vers 2, die ou vertaling, selfs ywer is sonder kennis nie goed nie. En hy wat haastige voete het, trap mis. Nou in die oordragtelike sin sal dit beteken, as jy nie mooi dink nie, gaan jy 'n fout maak. Goed, dan kan ons aangaan. Wanneer dit by die godsdienst kom, beteken gata om die doel te
mis, om nie te bereik wat 'n mens moet bereik nie, om in gebreke te bly, of om te misluk, of om te verongeluk. Gata beteken dat die mens deur sy eie toedoen misluk. Met ander woorde, deur sy eie verkeerde daad, mis hy die gestelde doel. En wanneer sondige mens dan nou, die Ou Testament leer, 'n mens sondig wanneer hy die doel wat God in sy verbond gestel het, nie in ag neem nie. En waar dit gebeur, bereik 'n mens nie jou God gestelde bestemming nie, dan mis jy die God gestelde bestemming. Goed, jy kan enige tyd stop en vra of 'n opmerking maak. Dankie Frikkie. Alwoon, die ander Hebreëse woord, sonde, hierdie woord word 231 keer in die Ou Testament gebruik. En die woord kom van 'n werkwoord wat iets beteken soos krom, verkeerd wees, ekskuus, daar's 'n spelfoutjie, daar moet 'n D wees, verkeerd wees, afdraai van die goeie pad. Alwoon teken iemand wat as gevolg van 'n bose hart die gebooie van God oortree. Dit veronderstel ontrouheid, bose bedoeling, vyhandigheid, innerlike verkeerdheid. Alwoon word in 159 tekste in die Bybel met die woord skuld eerder as met die woord sonde vertaal. En dit sal elke keer dan skuld teenoor God wees, in die verhouding teenoor God. Goed, dankie Frikkie. Pesha, afgelei van die Hebreëse werkwoord pasha, dit beteken in opstand kom, rebelleer, verset teen wettige gesag. Byvoorbeeld Hosea 8 vers 1, daar word die woord gebruik, Israel het my verbod verbreek en hulle teen my wil verset. Dan die woord shaga, beteken iets soos dwaal, om jou te vergis. Hierdie woord word gebruik vir onopsetlike sonde. Dit beteken iets soos as 'n mens geweet het dat 'n bepaalde daad sonde is, sou jy dit nie gedoen het nie, tog geld dit ook so iets as sonde. Die veronderstelling is, jy kan jou nie beroep op onkunde nie. Nou moet jy weet dat in die Hebreëse wêreld is veral die kindertjies, seentjies veral, van baie vroeg af onderwerp aan wat ons nou maar seker ken as kategese. En hulle moes groot dele van die Ou Testament, omdat die Bybel nie so beskikbaar was natuurlik nie, soos in ons tyd, die moes hulle uit die kop uitken. So hierdie laaste gedeelte sal ook nie eintlik geld nie. Hulle is van kleins af geleer wat in die woord staan. En daarom het die Here Jesus in sy tyd toe hy op aarde geleef het, baie keer gesê, soos daar geskrywe staan, met die veronderstelling dat die Jode sal weet waarvan hy praat. Want hulle het van kleins af, as gevolg van die bar mitzwa, het hulle, ek wil sê daagliks, kategese geloop om daai Bybel, hulle Bybel, die Ou Testament, uit die kop uit, groot dele uit die kop uit te ken. So dit sou 'n baie swak verskoning wees om te sê, maar ek het nie geweet nie. Goed, dankie Frikkie. Die sondeval in Genesis 3. Nou vir ons is dit die wortel en wese van sonde, is dat die mens 'n lewe soek buite die wil van God om. Dit beteken dan eintlik maar net in wese, die mens kom in opstand teen God, omdat die mens self wil doen wat God vir homself toegeëien het, en dit is om te besluit wat is reg en verkeerd. In die Nuwe Testament is die Griekse woord hamartia, wat soos die Hebreëse woord gata beteken om te mis. 'n Mens kan die goeie pad mis en sodoende verdwaal. 'n Mens kan ook iets miskyk en sodoende verdwaal. Of 'n mens kan op sedelike gebied 'n misstap begaan en daardeur 'n onreg pleeg of sonde doen. Goed, Frikkie, dankie. Hamartia kan verskillende uiteenlopende betekenisse hê: fout, vergissing, dwaling, oortreding, misdaad en so meer. Dit kom daarop neer om iets te doen wat in juridiese sin, sedelike, tegniese of rasionele sin verkeerd is.
In die Nuwe Testament is sonde kenmerkend van menslike bestaan en die Nuwe Testament ken die mens onder die aspek van sonde en skuld. Sonde is in die Nuwe Testament, net soos in die Ou Testament, daadwerklike opstand teen God wat voortvloei uit en uitgedruk word in vyandskap teen God. Ek dink dis die laaste een, of is daar nog een vir dit? Nee, vyandskap teen God kan 'n vroom of 'n goddelose, 'n Joods-wettiese of 'n Grieks-heidense gesig hê. Hoe ook al, sonde is vyandskap teen God in die sin dat dit nie toelaat dat God alleen koning oor ons is nie. As God se heilshandelinge in Christus, al God se heilshandelinge in Christus is gerig op die vergewing van of die verlossing uit die sonde. En dis waarom die Nuwe Testament vir ons so kosbaar is. So lief het God die wêreld gehad, het sy enigste seun gegee sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar nou moet ons sekerlik bedag wees op die effek en op die gevaar, as ek die woord kan gebruik, van sonde. Dat die Here ons vergewe het, en vergewe beteken volkome vergewe het, is 'n feit. Maar tog leer weer Jesus in die volmaakte gebed nog steeds, vergewe ons sonde, soos ons ook die vergewe wat teenoor ons oortree. So, die sonde is nie daarmee tot niet nie. Hoe sal ons kan sê in gewone Afrikaans? Dis deel van menswees. En die wonderlike om te weet jy's vergewe, verlos. Jy hoef nie so te leef. Goed, dis nou maar so as agtergrond en as inleiding. Kom ons hoor 'n bietjie wat kwel julle. Wat sou julle wou vra of sê? Ek het nie 'n kwelling nie, maar hoe ek het amper sien en ekskuus. Dit is nou 'n bietjie maar abstrak. Filosofies is amper soos die kwantumfisika, waar jou tydlyne vorentoe, agtertoe en deur verskeie dimensies kan gaan. So ja, ons weet ons het die ewige lewe reeds beerwe as hierdie ongelooflike commitment van God af. En ja, daarom het hy ons vergewe, maar terselfdertyd is ons eintlik nog op pad soontoe. Daarom moet ons bewus wees van amper hierdie morele regte pad, om nie op van daardie afdraaipaadjies te gaan nie. En dit is hoekom ons nog steeds die Onse Vader moet bid wat Jesus vir ons gegee het, om te besef van die lewe is 'n twee-rigting pad. Jy kan nie net jou sondes vergewe wil hê, maar ander nie hulle onregmatige handelinge teenoor jou nie. So it's a two-way street. En dit is hoe ek dit sien. Ja, jy weet eintlik jou sondes vergewe, maar jy kan nie aangaan om dan daadwerklik bewustelik te sondig nie, want die Here, alhoewel hy weet wat jy gaan doen, is hy dan ook bewus van al die afdraaipaadjies wat jy kan vat. En as jy op een van daai afdraaipaadjies gaan besluit, nou jy stap nie hierdie pad saam met die Here nie, en hom begin beswadder of 'n ateïs word, dan stap jy eintlik uit daai verbond uit. So dit is hoe ek dit sien. Maar ekskuus, is baie abstrakt en filosofies, dis wat ek wou dink en beweeg. Baie dankie. Wil een van die kollegas reageer, Jakob? Dankie. Ek net op Marlene se opmerking, baie dankie. Daar's nou baie goede wat 'n mens wil sê. Die eerste ding wat ek moet sê is, jy moet asseblief nie nou na vanoggend dink die dominees is experts in sonde nie.
hoor nou die gevaar daarvan nou nee, so asseblief nou nie dink dit gaan gewoon oor ons leer die Bybel om te weet hoe mens oor sonde moet dink. Dit beteken nie ons weet als van sonde af nie, want asseblief nou nie dit vir iemand vertel nie. Maar na aanleiding wat Marlene sê, Paulus sê in Romeine 3, nee, dat as ons weet van God se genade, beteken dit dan nou maar dat ons onbepaald kan sonde doen. En dis nou wat nou teen die wortel van Marlene se vraag lê. Dit beteken nie as ek nou weet God gaan my vergewe, nou kan ek maar aanhou sonde doen, hy gaan in elk geval vergewe nie. Nee, omdat ek weet God genade gee, wil ek stry teen die sonde. So Paulus se argument is in geloof stry ons teen die sonde, God gee genade. So. Ek het dink aan toe die woord hamartia hoor. Ek het dit geken vanuit die letterkunde, die Griekse tragedie. Was altyd 'n element van hamartia, die Griekse held bewerk sy eie ondergang, omdat hy dan hamartia het, hy mis sy doel. En daarom is 'n tragedie in Griekse betekenis is om jouself te vernietig. En so dit is wat sonde ook eintlik doen. Jy tree eintlik teen jouself op in daardie opsig. Maar dan word ook al gesê in die letterkunde dat 'n mens kan nie 'n Christelike tragedie kry nie, want daar's altyd 'n genade en verlossing, soos wat jy ook sê. Sjoe, baie dankie. So die ding wat Prof Jaco nou sê en wat Marlene ook sê en Prof Louis ook sê is as jy vergifnis ontvang het en ons het, nee, dan kan jy nie leef soos jy wil nie. Dis die punt. Want daai wil om een of ander rede is so besoedel en verdraai. Julle is dalk nou gelukkiger as ek, maar my eerste reaksie as ek byvoorbeeld verkeersman sien of hy trek my af, ek dink aan 10 goeie leuns en hulle gaan almal werk. Hoekom dink ek eers om te lieg? Of as ek te nagekom is, hoekom is my eerste gedagte om terug te kry? Of om seer te maak? En dis daar wat, soos ek het verstaan, 'n bietjie van 'n proses aan die gang is. Prof Louis reg. As ek toegee, is ek op 'n selfvernietigende pad. En dit gaan baie maklik van erg na erger, né? So die punt is gewoon wie verlossing gekry het, en ons het dit gekry volledig, wie verlos is, wie gered is, dan sê Prof Malan Nel iets soos, nou is ons taak om al hoe meer te probeer word wat ons reeds in Christus is. En daai pad is, en ek sê weer, ek praat hier namens myself, is omtrent 'n daaglikse stryd, en is vir my asof dit moeiliker word. Dit word nie makliker nie. Goed, nog 'n yes. Kon 'n mens dit dan so beskou dat daai outomatiese trigger wat jy nou beskryf, basies ons default bloudruk is, daai sondige natuur, waarteen ons dan elke dag eintlik moet stry om op hierdie morele kompas die regte pad te bly. Ja, so is, en dan is dit basies maar die duiwel wat soos 'n brullende leeu beskryf word in die Bybel. Dit is, daai deeltjie is nog daar, alhoewel die intensie van die verlossing is en die genade om dit eintlik skoon te was. Maar omdat jy nog mens is en jy's hier op die aarde, is dit nou maar eintlik die default bloudruk, daai bloedprint waarteen jy heeltyd dalk geneig is, en daarom moet jy hard werk om byvoorbeeld jou denke te vernuwe dan, sodat jy kan probeer daai trigger om heeltyd die verkeerde gedagte as 'n eerste default gedragspatroon te kan omswaai met
vernuwendende Christelike positiewe denk om dan eerder te ding soos die vrugte van die gees, weet, om te sê, okay, kalmeer, jy moet nou maar net sê jammer, weet, in plaas van met te sê, 'n flipwoord wat jou dalk onmiddellik na die rooi warm hel toe wil laat deurdal, wat jy jouself so probeer hernuwe elke dag. So is dit eintlik wat dalk heeltyd aan die gang is. Ek sou net op een dingetjie ook bietjie meer wou dink wat jy sê, toe jy sê het om jou gedagtes te vernuwe, om die soos ek Romeine 12 vers 2 nou onthou is, laat God toe om jou gedagtes nie te maak, nee. So dit bly stuk genade, selfs na die stukkie worsteling wat 'n mens het, om dan te besluit, wat is die regte ding om te doen. Dis uiteindelik nie iets waarop ek dan kan roem nie. Dit bly steeds genade, daai hele groeiproses. Want dan vra 'n mens die godsvraag, wat wil God dat ek doen? En dit beteken natuurlik weer, ons moet ons Bybels beter ken. Want dit het Jesus mos eenmal vir daardie fariseërs gesê, toe hulle gevra het, nou, wie se vrou gaan hierdie vrou nou in die hemel wees? Toe sê hy, julle vra hierdie vrou omdat julle nie die Bybel ken nie, julle ken nie die woord nie. Dit is so, dit bly 'n groeiproses op vele vlakke. Ek dink ek sal dalk iets van Christo daaroor wil sê, en dat 'n mens ook sien in terme van die Ou Testament veral, dat dit vir ons toelig, bietjie waar van daai mikrofoon af staan, dat dit toelig dat wanneer ons oor sonde praat, veral uit die Ou Testament uit, dat dit 'n begrip is wat baie keer gerig is op verhoudinge. En ek dink as 'n ou kyk in terme van die vraag wat ons vir onsself oor sonde vra, en jy kyk daar uit vanuit die Nuwe Testament om dalk 'n bietjie verder te kyk na die etiek wat Paulus ook vir ons wys in die Nuwe Testament, is 'n etiek wat 'n ewigheidswaarde het. En as ons na die ewigheidswaarde daarvan beweeg, dan verander die vraag wat ons daaroor vra ook. Want die vraag wat ons baie keer vra is, maar is hierdie of is daardie waarmee ons besig is dan nou sonde? En die vraag moet eintlik wees is, wat se effek het hierdie waarmee ek besig is op my verhouding met die Here en op my verhouding met ander? As ek mag, weet jy, ek dink dit is belangrik dat 'n mens ook by 'n gesprek iewers vra, maar waar kom sonde vandaan? Want op die ou ende sal mens nou wonder, ja, dis nou maklik as ons net 'n lang lysie tog net kan opstel van alles wat sonde is, dan is dit mos nou maklik om sonde te vermy. Maar dit is nie so eenvoudig om te sê sonde is 'n klompie dinge wat ons doen of nie doen nie, né? Dit dink ek is belangrik om te onthou. As mens die Bybel lees, hoor 'n mens, God het die mens geskape, en daar staan in Genesis goed en mooi en reg. So, ja, volmaak geskape. En dan kom die sondeval met Adam, en dit verduidelik Paulus nou ook vir ons in Romeine 3, as hy sê, deur Adam het daar sonde in die wêreld gekom. En Adam het ons nie nou skielik kom leer van al die verkeerde goed om te doen nie, daar het iets anders plaasgevind. En hierdie anders wil ek nou amper verduidelik, dit vir my verstaan, iets te doen met, nie sonde wat 'n doen ding is nie, maar sonde wat 'n is ding is. Kom ek probeer so verduidelik. Sonde is nie dinge wat ons doen nie, maar sonde is iets wat ons is. Jy weet nou, daar's 'n verskil. As ons nou moet dink aan sonde in terme van doen dinge, dan is dit gaaf, dan is dit maklik om 'n lysie op te stel van dinge wat ons in die lewe moet vermy. As jy hierdie dinge doen, dan is dit sonde, moenie dit doen nie. En as jy dit reg kry om daai dinge te vermy, dan is jy sondeloos, nie waar nie? Maar jy hoor nou hoe Paulus dit verduidelik, is gewoon om te sê, toe Adam en Eva sonde doen, het die menslike natuur verander. Dit wat God mooi en goed en volmaak en perfek geskape het, is toe deur Adam en Eva se toedoen verwronge, dat 'n verandering in ons wese plaasgevind. Wese wil sê, dis wie ons is. Dus sonde is nie iets wat ons doen nie, maar sonde is 'n toestand. Jy hoor nou, dis 'n plek waar ek en u verkeer, 'n manier van bestaan. Dis nie 'n lysie van goed nie. Dis wie ons geword het, sondaars. Nou hoor jy nou die gevaar, as ek en jy net fokus op sonde, dan bly ons met onsself besig. En enige gesprek oor sonde wil ons eintlik by God uitbring.
So ek dink is goed as 'n mens praat oor sonde en vergifnis, sonde en genade, want dit sê iets van hoe God dink oor ons wat sondaars is. Paulus, Luther verduidelik dit mooi, as hy uiteindelik sê, wie is ons as mense? Ja, ons is sondaars, maar tegelykertyd ook verloste mense in Christus. So as Luther wil praat oor mense se natuur, wat is ons? Sê hy, gelyktydig sondaars en verloste mense. Dan probeer hy nie sê, ja, daar's 'n lysie van sondes iewers wat jy kan opstel en vermy nie, want hoor nou, dit is die groot probleem wat ek nou, ekskuus, nou praat ek bietjie lank daaroor, maar dit is vir my nou 'n groot klip in my skoen as ons oor sonde dink as iets wat ons kan vermy. As 'n mens dink aan sonde van, jong, hier's nou 'n paar items, as ek hierdie dinge nie doen nie, dan leef ek goed en reg voor God. Dan is ons presies daar waar sonde ons wil hê. Die oomblik as jy dink, jy kan jouself red. Dis daardie opstand teen God. Ek het nie God nodig, ek kan myself red. As ek 'n klomp dinge in die lewe vermy, is ek sondeloos en is ek gered. En dis presies die stryk van die sonde. Om te dink jy kan jouself red deur sonde te vermy. En jy hoor nou, dan word sonde 'n wettiese ding. Die wet sê ek moet hierdie dinge vermy, en as ek daai dinge vermy, wonderlik, dan is ek gered. Dis wat daardie ryk man met Jesus se gesprek behels het, né? As die ryk man vir Jesus sê, maar al die goede, die 10 gebooie het ek perfek nagekom. Perfek geleef, sondeloos. En dan as Jesus vir hom sê, maar jy moet mense lief hê, en om daai liefde te illustreer, moet jy alles wat jy het gaan verkoop, dan sukkel die ryk jong man. So jy hoor nou, my punt is, ons moet nie dink ons kan sondeloos wees nie. Want sonde is nie iets wat ons doen nie. Sonde is wie ons is, dis ons wese. En ek dink sedert Adam en Eva dit in, soos 'n virus wat ons nou in die prediking gehoor het, het dit in ons bloedstroom beland, en daarom dra ons dit oor van een geslag na die ander. Dus hoekom ons nou moet sê, dis Adam en Eva se skuld dat ons sondig is, dit het in ons bloedstroom beland, en die gevolg is nou, ons dra dit oor aan ons kinders. Net soos 'n virus in jou bloed jou sou oordra aan iemand anders, is sonde iets wat ons is, en ons dra dit ook oor aan die volgende geslag. So jy hoor nou, dis die een deel van sonde wat ons moet voorpas op, om te dink, as ek goed vermy, as ek sondeloos en kan ek myself red. Dis die een stryk. Die ander stryk, dink ek, ekskuus nou weer eens dat ek nou so lank praat, is om te dink, so, as ek sonde het, dan gaan God my straf. Hoor nou mooi, as ek sonde het, dan gaan God my nou sommer dadelik straf. So kom ons draai die munt dan nou om. As dit met my sleg gaan, ek beleef pyn, hartseer, moedeloosheid, frustrasie, het gaan nie goed met my nie, dan is mense gou geneig om te sê, die oorsaak van my ellende is die sonde. En hoor nou, dis die teendeel van dieselfde argument. As ek sonder sonde is, dan gaan dit met my goed. Ek het myself gered. Maar as dit met my sleg gaan, beteken dit God straf my nou vir sonde. En ons hoor hierdie gesprekke daaglik, dalk het jy dit ook al baie kere gehoor. Ek nou in die week juis met Annemarie so 'n wonderlike gesprek juis hieroor gehad nou, né? Dat partykeer gebeur dit dat mense siek word, en dan sal gelowige mense vir mekaar herinner, jy's nou siek want jy het sonde gedoen en daarom straf God jou. En dis mos nou daardie verband wat 'n mens nou sien as jy sê sonde kom straf. Geen sonde, dan is ek gered. En die oor, dis 'n stryk waarin ons straf. En ons moet versigtig wees vir hoe hierdie sonde werk. Nou probeer ek dadelik sê, ja, ons moet nie te veel van sonde praat nie, ons moet eerder praat oor die genade en die vergifnis, want dis waarby sonde ons wil uitbring by God. En dis waarna ons moet kyk deur Christus wat ons verlos. Dis net in hom dat daar vergifnis is, net in hom dat daar redding is, nie uit onsself nie. Sonde bring ons by God, en dis waar ons wil wees. Nie as sondaars nie, maar as mense wat weet, by hom vind ons vergifnis. Ekskuus, ek nou heeltemal lank gepreek, ekskuus. Jy het nie te lank gepraat nie, jy het goed gepraat. Dalk kan ons so ter afsluiting net 'n bietjie gedagtes wissel. Dit wat Jaco nou sê, is natuurlik 100% reg en waar. En hierdie ding van sonde is so erg dat wanneer Paulus hulle daar skryf dan in die woord nuut maak of vernuwe, dat God ons moet nuut maak, oormaak, dan voorafgaan sê julle het saam met Christus gesterf. Daai
deel. Dis die effek van die kruisiging. Julle het saam met hom gesterf. En julle staan saam met hom op in 'n nuwe lewe. En nou maak God ons stukkie vir stukkie nuut, sê die Bybel, deur die Gees wat in ons werk. En dit dink ek met elke mens in sy eie lewe of haar eie lewe oor sê, nou wat hou dit vir my in? Dat ek stukkie vernuwe word na die beeld van Christus. Terwyl ons weet wat Jaco sê is 100% reg. Solank ons leef, en Marlene het dit ook gesê, gaan ons mos nou nie daai volmaaktheid bereik nie, maar jy moet elke dag streef na die dinge daarbo. Jy moet elke dag God toelaat om jou stukkie vir stukkie nuut te maak. Of sit ek die pot nou mis? Julle laat my sleg voel. Maar ja, dankie Prof Jaco, want ek dink onbewustelik het jy vir ons net weer daaraan herinner, wat is die verskil tussen om 'n ware Christelike geloofspad te beoefen teenoor ander godsdienstige raamwerke soos die Hassidiese Jode of so, waar die sonde baie duidelik dan en selfs al in die Bybelse tyd, Levitikus is vol honderde wette wat met die voorhangsel in die tempel geskeur het tydens Jesus se kruisiging, want hy daar die wette kom ophef om te sê dis nie wat nodig is nie. En baie godsdienste vandag, die Islam, soos ek sê, baie veral van daai Joodse wette tot vandag toe sentreer net om al daai wette, daai lysie, jou tikmerkies te bly maak, sodat jy gered kan word. Maar vir ons is die bordjies verhang. Ons kan dankbaar wees omdat ons reeds gered is en ons hoef nie daai tiklysies na te volg nie, want dit is tog net 'n mensgemaakte probeerslag metode om dan daai wat is sonde in 'n boksie te probeer plaas. Dit is net mensgemaak en dit is dan nie waar dit gaan nie. So as ons dan uit dankbaarheid leef, dan leef ons die vrugte van die Gees. Dan word ons daardie lig ook op ander mense se pad, soos wat Jesus vir ons 'n lig op ons pad is. Baie dankie. Nog enige iemand? Dankie. As ek mag, as 'n dominee uitgenooi word om iets te sê, dan gaan hulle iets sê, so ekskuus dat ek dan nou weer praat. Ek dalk het een mite oor sonde wat ek dink belangrik is. Baie keer soek 'n mens dalk die oorsaak van sonde buite onsself. Kom ek probeer dit so verduidelik en dalk klink dit vir u bekend, dalk glad nie. 'n Klompe jare terug, ek onthou ek was 'n jong dominee, onervare en dom, kry ek 'n slag met iemand te doen in 'n familie, sê maar ek moet met hierdie persoon praat, hierdie persoon het 'n alkoholafhanklikheidsprobleem. En nou begin ek met hierdie persoon praat in hierdie gesprekke en terapie en pastorale gesprekke, probeer ek nou uitvind waarom en hoekom en hoe mense dit nou kan verander. En hoor nou op 'n stadium sê die persoon vir my, ag dominee, weet jy, dis baie maklik. Daar is hierdie gees van alkoholisme in my wat maak dat ek wil drink. En ek het net besef, maar ja, dis 'n lekker handige verskoning. Jy vat nie verantwoordelikheid vir jou dade nie, maar jy gee nou iets anders, in hierdie geval nou 'n bose gees wat van jou besit geneem het en maak dat jy nou drink. En as daar sulke bose geeste is, dan kan ek en iemand nou enige iets doen en sê, was nie ek het, was hierdie bose gees wat in my ingekom het, wat my nou dit maak doen het, nê. Maar ons kan nou daaroor dink, ja, dis nou lekker laf. Maar ons doen baie keer presies dieselfde. Ek het nou gehoor ook vanoggend in een van die teksverse in Korintiërs, as Paulus sê, ja, ons stryd is nie teen aardse dinge nie, maar teen bose geeste, dan is mense baie geneig om te sê, ja, jy sien, dis waar die sonde lê. Ek moet nou net daai bose geeste vermy.
En partykeer is ons nou so letterlik om dit te gaan sê, dit was die duiwel, dit was hy slang se skuld, dis waar die sonde vandaan kom. So amper asof dit altyd iets anders buite myself is, wat maak dat ek sonde doen. En dit is om ons verantwoordelikheid te ontduik. Ons moet nie dink sonde is iets wat buite ons begin nie. Want dan is dit ook mos nou maklik om te sê, as ek net daai ding vermy, dan weer eens gaan ek sondeloos wees. En dis nou my eerste punt wat ek nou gemaak het. Ons kan nie sondeloos wees nie, want sonde is nie iets wat ons kan vermy nie, sonde is wie ons is. So om nou te sê, ja, die bose gees het my maak drink, ek dink nie dit bestaan nie. Nee, kom ek sê dit anders. Ek is oortuig dis nie dit wat maak dat 'n mens hierdie sonde doen nie, né? Jy hoor nou, ons moet nie die oorsaak vir sonde buite ons soek nie. Ons maak so met mekaar ook, né? As ek nou vir iemand kwaad word en so kwaad word dat ek hulle sommer oor die kop slaan, kan ek mos nou sê, kyk wat het jy my maak doen. Jy het my nou so kwaad gemaak dat ek jou oor die kop slaan. Dis jou skuld dat ek jou oor die kop slaan. Sien nou hoe ons dit so maklik kan argumenteer dat sonde is iets buite my wat my oorval, betrap in 'n oomblik van swakheid en my laat sonde doen, maar dis nie my skuld nie. As daai ding my nou net nie versoek het nie, as daai brullende leeu nou net nie my aan die hakskeen gegryp het nie, dan het ek nou okay gewees en ek sonde gedoen nie. So jy hoor nou, daarvoor moet mens ook pas op. Sonde is nie iets wat probeer ons vang nie. Sonde is wanneer ons eie menslike natuur die oorhand oor ons kry. En wanneer ons dink, ons weet beter as God. So ek dink daarvoor net versigtig wees dat sonde nie iets buite ons is. En eintlik is dit binne in ons nie. Net die opmerking. Jaco, baie dankie. So nog enige iemand? Ek het nou regtig nie gedink dat so alledaagse woord wat ons elke dag gebruik, so interessante gesprek gaan wees nie, en baie dankie vir julle. Miskien kan julle my help met iets wat ek lankal mee worstel. As ons praat oor sonde, ons is 'n Christelike agtergrond. Ons agtergrond kom uit die Bybel uit, protestante. Dit want daar's verskillende vorme van Christen geloof, maar daar's ook ander vorme van aanbidding. Ons het die Heilige Gees, ons het die bose gees aan die ander kant. Een wat ek net sommer aan dink, julle kan my dalk, maar as ons oor sonde praat, is dit net beperk oor ons, en wat gebeur as jy met iemand anders in kontak kom, wat anders as wat ons glo. Die battery wat pap word, sê ietsie van, ek moet nou ophou praat. Dankie vir die vraag. Weet jy, Romeine 1 sê baie interessant, presies hierdie ding wat Petrus nou vra. Romeine 1 sê, Paulus vir ons, as ons God nie dien nie, is ons sondaars. En nou probeer hy daarmee sê, iemand wat God nie ken en aanbid nie, is 'n sondaar mens. Nee. Nou eintlik is ons almal sondaars, dit maak my nie nou skielike nie sondaar as ek nou God begin aanbid nie, maar juis iemand wat teen God kies en 'n ander godsdienst behoort, sou ons moet sê, so iemand is 'n sondaar. Nee, dis wat Paulus in Romeine 1 probeer sê. Maar nou in daardie lyn moet ons nie dink jy kry groot sondes en klein sondes en meer groter sondaars as ander sondaars nie. As dit gaan oor sonde is iets wat ons is ons almal oor dieselfde kam geskeer. Almal is sondaars en van God afhanklik. Of mense nou in God glo of nie, almal is van God afhanklik. En dis hoekom Paulus in Romeine 3 en 5 sê, en dan haal hy nou aan uit Psalm 14, Psalm 53, almal, niemand is sondeloos nie. Dan haal hy aan uit die psalms. Nou, te sê, maak nie wie jy is, wat jy glo nie, nie. Alle mense staan voor God skuldig. Alle mense, of jy nou in God glo of nie. So ek wou net daar hier stel. Goed, dankie Jaco. Is ons by amen sê? Ek wil sê baie dankie, kollegas, dankie broers en susters. Die punt, dink ek, waarmee ons moet afsluit is maar die woord genade. Al hierdie goed is waar. Oor sonde en oor die effek en oor hoe dit is en hoe ons daarmee moet
dit moet probeer verstaan, maar as mens nou met die woordjie genade afsluit, dit het ek nou so in die loop van die tyd gedink, is daar 'n persoon wie se werk ek nou baie graag lees, en dalk het u al baie van hom gehoor, ek glo toe, u het al baie van die man gehoor, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer is 'n Duitse teoloog. Hy is jonk oorlede omdat hy van die laaste mense was wat Hitler tereggestel het net voor die geallieerde magte. Eintlik, ek dink hy is onregmatig tereggestel, want die geallieerde magte het toe alreeds die oorwinning behaal en hulle toe nogtans het hulle vir Bonhoeffer tereggestel. Maar Bonhoeffer het 'n baie belangrike ding gesê, en ek dink daarmee sou ek ook 'n stywer in die armbeurs wou gooi. Hy het gesê, jy weet, ons is verlos, ons is gered. Die evangelie sê dat jy is. Maar daar is 'n verskil, sê hy, tussen goedkoop genade en duur genade. Goedkoop genade is, die ding wat ons nou maar probeer sê. Ek is verlos, so ek kan nou maar aangaan soos ek wil. Duur genade is, dink 'n bietjie na oor wat dit beteken om verlos te wees. Ook dit is genade, en daai duur genade gaan van jou iets vra, sê hy. Hy sê, want wanneer die Here ons roep om hom te volg, dan roep hy ons om te kom sterf. Nie letterlik nie. Sterf aan daai eie ek, sterf aan daai, wat sal ons dit noem, Jaco, sonder om nou die ou mens. Dis mos nou die Bybelse taal. En dis 'n moeilike proses. En daaroor kan niemand regtig, dink ek, vir die ander een raad gee nie. Elkeen moet oor sy of haar lewe oor daai pad besluit. Hoe ernstig en hoe kosbaar is hierdie genade wat ek ontvang het vir my. En dan sê hy, daar's net een keuse wat jy eintlik kan maak, en dit is, besef dit is duur genade. Dit het Jesus sy lewe gekos. Goedkoop genade is, ek kan mos maar weer volgende Sondag kom of vanaand bely, dan word ek maar weer vergewe en genade oor en oor. Bonhoeffer sê dit werk nie so nie. So baie dankie dat julle hier was en hier die geleentheid bygewoon. As daar niks verder is nie, dan is ons nou by die einde.